Welkom by nog 'n episode van Feit of Versinsel, Vra vir Flip. Ek is Christel Cornelissen en in hierdie gesprek speel ek duiwels advokaat saam met Flip Buys, hoof van die Solidariteit Beweging. 30 jaar na 1994 is sogenaamde nasiebou steeds 'n prominente gesprekspunt. Die voorgehoue doelwit en droom om een verenigde Suid-Afrika te bou. Ten einde die nasiebou te behaal, word daar dikwels van Afrikaners verwag om versoening en verskoning bo alles anders te prioritiseer as voorwaardes vir 'n gedeelde toekoms. Dikwels tot nadeel van hulle eie kultuur en gemeenskap hier en nou. In hierdie episode van Feit of Versinsel vra ons dus: glo die Solidariteit Beweging in die nasiebouprojek en watter plek het versoening en verskoning indien enige? Ons vra dan vir Flip. Is die Solidariteit Beweging ingekoop in die sogenaamde nasiebouprojek wat die regering gedryf het die afgelope dekades? Nee, ons is baie bekommerd oor daardie projek. En die rede daarvoor is, ons moet onthou dat 'n staat bestaan vir die nasie. Die nasie bestaan nie vir die staat nie. Nou, hoekom ek dit sê, is as ons kyk na die afgelope dekades in Afrika en in ander lande, was die nasiebouprojekte een van die mees verdrukkende projekte in die kontinent se geskiedenis. Dit was verantwoordelik vir baie van die krisisse en konflik wat ons in Afrika gesien het. En die rede daarvoor is dat die koloniale grense van Afrika is kunsmatig getrek deur westerse moonthede hierso in die 1880s rond, en wat veroorsaak het dat grense baie arbitrair was, en dan het die meerderheidsgroep gewoonlik probeer om die kleiner groepe by hulle in te lyf. En in die proses het dit gepaard gegaan met groot verdrukking. As ek 'n voorbeeld kan noem, Samora Machel se beroemde woorde was: "For the nation to grow, the tribe must die." En uiteindelik aan die einde van sy lewe het hy gesê, maar alles het gedraai behalwe die tribes. Die lande het nie gewerk nie, vanweë daardie rede. So my siening is, omdat die staat daar is eintlik vir die nasie, moet die nasie nie net ingeprop word in die staat en in die grense van die staat nie, maar moet die staat ontwerp word om by die nasie te pas. So ons moet eerder 'n staatsbouprojek hê as 'n nasiebouprojek, dat die staat moet aanpas by die werklikhede van die nasie. En die nasie moet nie, soos Lenin dit gestel word, gestandaardiseer word, almal dieselfde praat, dieselfde taal, trek dieselfde aan, dieselfde stelsels op almal afgedruk nie. So dit het in kort, Prof. Johan Degenaar het gesê, ons moet eerder demokrasie nastreef, waar mense vry is, as wat mense onderdruk om aan 'n bepaalde konsep van die nasie te voldoen. Flip, hier is dalk net 'n bietjie van die onderwerp af. Jy praat van die staat wat bestaan vir die nasie, nie die nasie vir die staat nie. Het iemand dit vir ons regering gesê? Baie keer voel dit vir my mense in Suid-Afrika dink ons is spesiaal, maar ons neig maar baie na 'n ander Afrika land. Het iemand al vir die staat gesê, jy weet, ons is nie hier om julle belange te dien nie. Besef die staat dit? Ek dink daar is van hulle wat dit besef, maar ek dink die meeste van die lande het dit op 'n harde manier geleer, dat dit nie werk nie. As jy kyk na elke Afrika, bestaan er nog steeds uiteenlopende groepe, uiteenlopende kulture. Maar dis okay, Flip. Dis okay. En ek wil maar weer verwys na Switserland. Hoekom is Switserland al vir 5 eeue die mees suksesvolste staat op die wêreld? Wat ek bedoel daarmee, daar was nog nie 'n oorlog teen 'n ander land of 'n binnelandse konflik nie, en hulle is ekonomies, een van die toplande in die wêreld. En die rede is, hulle het nie probeer om almal, die mensdom, die Switsers almal te standaardiseer. Sê nou maar met Duitsers taal en alles op hulle afgedwing en die ander se skole weggevat en getransformeer en so aan nie. Hulle gun almal die son wat oor hulle skyn. En hulle is 'n federasie, hulle die staat aangepas om te voldoen aan die nasie. En dieselfde met sukseslande soos Kanada, soos België, soos baie ander lande. En baie interessant, selfs lande soos Indië, selfs soos Rusland, dit is nie net 'n westerse verskynsel nie, maar ongelukkig in Afrika, tot dusver, probeer die mense wat die mag het, om aan die mag vas te klou, hulle probeer almal dan onder hulle beheer kry, en hulle probeer bepaalde, hulle eie siening van die nasie. En ek wil daai nasie spel met 'n Z, met 'n nazi. Hulle probeer almal hulle siening, en dit is wat in die uiterste vorme, wat mense soos Hitler en Mussolini en so aan. Almal dieselfde. Hulle het probeer om die mensdom te standaardiseer. Jy verwys na Switserland. Switserland het nie Suid-Afrika se geskiedenis nie. Ons het baie konflik.
So 1994 is 'n lang end weg. Moet ons nou vandag nog in vandag se tyd praat oor versoening? Kyk, dit is belangrik dat mense goeie verhouding het. Dat daar versoening is, dat daar mense, jy weet, verskillende rasse en enige groep, dat daar goeie verhouding in 'n land is. Maar dit moet geskied op 'n basis van wederwysige erkenning en respek. Die oomblik dat mense sê, hoor hierso, almal moet my siening aanvaar, almal moet my stelsel aanvaar, almal moet my kultuur aanvaar of my voorskrifte aanvaar, dan is demokrasie op 'n einde. Ja, jy kan nog miskien, daar's verkiesings nog steeds in Zimbabwe elke paar jaar en in ek is seker daar's in Noord-Korea ook verkiesings, ja. verkiesings, maar daar's nie vryheid nie. Daardie tipe ding lei ongelukkig, soos ek sê, tot verdrukking. Daarom is dit so, alhoewel ons 'n ander geskiedenis het, moet ons leer uit die foute van ander lande wat voor ons is. Maar as jy kyk na die ANC, dan is dit ongelukkig so dat dit lyk of hulle niks van die mislukkings van sosialisme en van sentralisme vergeet het nie, en dat hulle niks van die gevolge daarvan onthou het. Mense het ook nie vergeet wat in die verlede gebeur het nie. As ons kyk met hoe lyk versoening, hoe lyk dit? Hoe doen ons dit? Is daar 'n rekening wat mense kan betaal, of wil een groep net aanhou kwaad bly en die ander groep met aanhou jammer bly? Kan ons mekaar ergens in die middel ontmoet met ons geskiedenis? Kan ons versoen, of is dit iets wat mense moet praat op by vakansiedag? Ek dink definitief daar is voorbeelde waar mense met mekaar baie goed oor die weg kom, soos ek het nou die voorbeeld van Switserland genoem, maar wanneer een groep die mag monopoliseer en daardie mag op die ander probeer afdwing, dan kan daar nie versoening wees en dan kry jy verwydering. Wanneer daar rassewette is teen omtrent 5% van die 5, 6, 7% van die bevolking, om 'n voorbeeld te maak. Wanneer mense se universiteite of se skole of se ander instellings aangeval word, dan gaan jy polarisasie kry. En dit is dan jy weet, bereik jy reeds die teenoorstelle van nasiebou. Jy kry reeds nie versoening, jy kry reeds meer en meer konflik, en dit is wat ons in die land sien. En daarom is die taak van 'n president van die land om 'n klimaat te skep waarin almal welkom voel, waarin almal voel, maar kom ons handhaaf goeie verhouding met mekaar, maar die president van die land doen dit nie. Hy sy uitsprake wys hy dat hy teen bepaalde groepe regeer, selfs teen sakelei en so meer weet regeer. So leierskap is ongelukkig baie nodig, en daar is voorbeelde waar dit gewerk het, waar weet as 'n baie interessante voorbeeld, die eerste groot empire, die eerste groot ryk in die wêreld was die Persiese ryk. En daar is die beroemde silinder ontdek, die Persiese silinder ontdek van omtrent 2500 jaar gelede, waar die Persiese koning gesê het dat die Perse oorheers die wêreld, maar we doen dit op so 'n manier dat hulle almal hulle tale en hulle kultuur en hulle godsdienste en so en dan maak hulle ruimte vir almal. In België het jy die situasie dat mense sê daar's 'n Duitssprekende gemeenskap in België wat min mense van weet, almal weet nou van die Vlammen en die Franse. Maar toe het die Belge op 'n stadium teen die Duitse sokker gespeel. En die ouens sit in televisie kyk, mense wat ek ken in 'n hotel, en hulle sien maar die Duitsers skree vir die Belge. En dit was toe veel interessant. Hulle sê maar julle ondersteun nie die Duitsers nie. Hulle is net so 'n paar kilometer oor kan die grens. Hulle sê nie, maar die stelsel maak dit vir ons moontlik om met die stelsel akkommodeer ons en probeer ons nie verdruk. Ja, maar ek dink in Suid-Afrika die stelsel werk eintlik, maar daar is mense bo wat vir mense laat glo dat dit nie werk nie. En eintlik hier op voedselvlak weet ons van beter. Ons kom eintlik baie goed met mense oor die weg, met die meeste ander mense, selfs al lyk hulle glad nie soos jy nie, selfs al praat hulle glad nie die taal nie. Dis daai mense daarbo wat vir jou wil sê, maar luister, eintlik kom julle nie oor die weg nie. En ek weet dit is onsin. Ja, kyk, hier's nog baie goeie persoonlike verhoudinge in Suid-Afrika waar ons almal baie bly kan wees, en nie swak politieke verhoudinge. Maar die rede daarvoor is baie eenvoudig. Die ANC wil die land verander in 'n demografiese demokrasie. Met ander woorde, waar die bevolking samenstel, die uitslag van die verkiesing bepaal, want dit waarborg vir hulle mag. En dit is hoekom hulle so klem lê op ras, want hulle wil 'n land van vele kulture omskep in een met twee rasse. Dan is hulle in die meerderheid, hulle regeer, hulle die land se hulpbronne, hulle beheer die geld, en hulle kan basies doen wat hulle wil. En dit is hoekom dit belangrik is om goeie menseverhoudinge
in stand hou. Dis hoekom dit belangrik is, as daar vertikale verhoudinge is wat swak is, met ander woorde van die regering na die bevolking toe, dan moet ons bou aan horisontale verhoudinge. En dit is hoekom ons in die beweging, en veral by AfriForum, met verskillende swart kultuurgroepe skakel, eintlik met almal in die land skakel. En verhoudinge bou, ons het môre weer 'n byeenkoms saam met 'n groot klomp verskillende swart groepe, wat bekommerd is oor dieselfde ding as ons, oor hierdie ding van wat die ANC wil probeer om hulle wil op almal af te dwing en eintlik onder die vaandel van demokrasie eintlik 'n ondemokratiese stelsel wil bevorder. Julle praat met ander gemeenskappe as 'n kollektief, is daar plek vir kollektiewe skuld en uiteindelik kollektiewe vergifnis, of is dit iets waarby ons moet verbygaan? Hoe sien die solidariteitsbeweging dit? Moet ons 'n rekening betaal? Ja, Viktor Frankl was 'n Joodse sielkundige wat in 'n Duitse konsentrasiekamp was. Hy het alle rede gehad om natuurlik meer as net verbitter te wees. Maar hy het 'n boek geskryf waarin hy gesê het, daar bestaan nie so ding soos kollektiewe skuld nie. Jy kan nie iemand verantwoordelik hou vir iets wat jy beweer sy voorvaders gedoen het nie. En dan die ander persoon wat ek hier sou wil inbring is Thomas Sowell, die swart Amerikaanse denker. Hy het gesê, dis absurd om mense, ek praat nou van jong mense wat nooit bevoordeel is nie, nou te benadeel, en mense wat nooit benadeel is nie, nou te bevoordeel. Daar is nie 'n ding soos kollektiewe skuld nie. En my probleem, en hoekom ek glo die tyd vir verskoningsvrae is verby, my probleem is, ek dink eerstens daar's genoeg verskoningsvrae, maar die oomblik jy verskoning vra, dan erken jy eintlik skuld. En dan sê mense, maar nou die mense het skuld erken en nou moet daar strafmaatreëls kom. En dit is in die breë waarop die ANC se beleid gegrond is. Maar daar's 'n magsdinamika, dit is 'n eystervys in 'n fluweel handskoen. As hulle ons kan laat skuldig voel, as hulle ons kinders kan laat voel maar hulle voorouers was kriminele, dan verseker hulle op daardie manier oorheersing van die ANC, 'n morele hoëgrond aan die ANC se kant. Mense kyk verby korrupsie nou, want hulle kyk na die verlede wat na bewering die verlede gebeur het. En wat Prof Herman Gilomee gesê het met sy navorsing is, hy sê die verlede was nie net 'n stryd soos wat die ANC probeer voorhou tussen goed en kwaad nie. Dit was 'n botsing tussen in die vorige eeu tussen drie nasionalismes, eintlik die Britse imperialisme, die swart nasionalisme en Afrikaner nasionalisme. Dit is wat hom in die land afgespeel het. Baie eerder as net 'n ding van julle was die goeie ouens en julle was die slegteres. Nou ja, van eystervuiste in 'n fluweel handskoene. Ek is Christel Cornelissen, jy kyk na Feit of Versinsel, vra vir Flip. Ons gesels met Flip Buys, hoof van die Solidariteitsbeweging. Flip, ek sê vir jou baie dankie, tot ons weer gesels. Baie dankie. Totsiens.